Hartlike goeiemôre vriende, ons is dankbaar teenoor die Here dat ons vanmôre dan ook die laaste 2 gedagtes met u kan hanteer onder die temaatjie toetse of dit wel is met my siel. Nou ek het vir u gesê aan die begin dat dis die belangrikste toets wat ons moet skryf en moet slaag om seker te maak dit is wel met my siel. Nie een van ons gaan vir altyd lewe nie en die Bybel sê as ons sterwe, gaan ons of by die Here in die heerlikheid wees of ewig in die verdoemenis weg van sy aangesig. Hy het vir ons sy woord gegee, hy het sy gees vir ons gegee. Jesus het aan die kruis gesterf sodat ons sekerheid kan hê ons behoort aan hom. Daarom sê 1 Johannes 5 vers 13, dit het ek geskrywe sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Ons is nie arrogant as ons sê ons het sekerheid van saligheid nie. Ons bevestig maar net wat die skrif sê dat ons elkeen sekerheid kan hê en moet hê deur die instaatstellende krag van God in ons lewens. Nou die laaste 2 gedagtes wat ons dan vanmôre gaan hanteer is, besit jy geestelike onderskeidingsvermoë? Dis 'n baie duidelike toets of dit wel is met my siel. 1 Johannes 4 vers 1 sê geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist waarvan julle gehoor het, dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Julle is uit God my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is, as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld, daarom praat hulle uit die wêreld, en die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid, en die gees van die dwaling. Nou vriende, luister, 'n kind van die Here is iemand wat groei in onderskeidingsvermoë. As 'n mens jonk en nuut en vars gered is daar nog dinge waaroor jy soms twyfel en jy hoor dikwels getuienisse van volwasse kinders van die Here, mense wat nou al die pad met die Here gestap het, wat vir jou sê, toe ek jonk was, het ek geval vir die ding en ek het hierdie dwaling geglo en ek het hierdie preek sommer maar net ter harte geneem sonder om dit te toets aan die woord. Johannes kom en hy sê een van die toetse om seker te maak dat ek aan die Here behoort, is om te kyk of die onderskeidingsvermoë in my lewe groei. Luister vriende, as jy bely jy behoort aan die Here, en jy toets nie dit wat jy glo aan die hand van die skrif, en jy groei nie in jou kennis van die skrif, en in jou verstaan van die skrif nie, en jy word mislei deur elke dwaling wat die rondte doen, moet daar groot rooi ligte vir jou opgaan. Ons beleef 'n tyd waar elke Jan Rap en sy maat opstaan en sê, ek is 'n profeet van God, ek is 'n apostel van God, ek is 'n dominee, ek is 'n leraar, ek is 'n pastoor en ek het 'n nuwe openbaring van God ontvang om aan julle te gee. Dan wil ek vir u sê, moet u werklik seker maak u behoort aan die Here, want kinders van God bou hulle sekerheid op God se woord, sy finale geopenbaarde wil, en ons luister nie na elke dwaling wat die rondte doen en val vir elke ding wat mense sê nie. Die Bybel sê dat dit juist hoe die antichrist werk. Die gees van die antichrist bring verwarring. Dit bring goed wat antichristus is in ons lewe, terwyl dit onder die sambreel of vaandel van Christendom aan ons gebied word. Ons dink maar aan die hedendaagse godsdiens wat soveel veld wen. Ons praat van die health, wealth and prosperity. Ons dink aan baie kultusse. Ons dink aan die mormone, ons dink aan die Jehova getuies, ons dink aan verskillende groepe wat hulle self kategoriseer onder die Christendom, maar as jy in diepte gaan ondersoek instel, is hulle eintlik maar die boodskap van die antichrist, teen Christus, dit wat Christus nie vir ons in die woord opgeteken het nie. Die vraag is jy iemand wat deur God se gees onderskeidingsvermoë begin ontwikkel, en deur die lees van die woord, wanneer jy iets hoor, begin agterkom, hierdie ding maak nie sin in dit wat die woord vir ons leer nie. Groei jy in jou kennis van God se woord, sodat jy onderskeid kan tref tussen reg en verkeerd. Dis 'n baie duidelike toets of jy aan die Here Jesus Christus behoort. As jy nie altyd seker is nie, kan jy vra, en vra volwasse kinders van die Here, vra mense wat lief is vir die Here en vir sy woord, en as hulle vir jou antwoord gee, gaan toets dit aan die hand van die woord, soos die gemeente in Berea in Handelinge 17 vers 11 dit dan ook gedoen het. 'n Laaste gedagte, toetse of dit wel is met my siel, is die laaste gedagte, glo jy dat God se woord en die inhoud daarvan die absolute waarheid is? Ek lees vir die 1 Johannes 5 vers 1. Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is,
is uit God gebore, en elkeen wat die Vader lief het, het ook die een lief wat uit hom gebore is. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, en kan glo in die naam van die Seun van God. Ons beleef 'n tyd waar mense altyd bewyse soek vir alles, en ek dink dit is belangrik. Ons moet bewyse soek vir die dinge waarin ons glo. Die kind van God glo die woord van God, nie omdat daar legio wetenskaplike en argeologiese en manuskripbewyse is nie, maar omdat die Here self die interne getuienis gee dat sy woord die waarheid is. Sê 2 Timoteus 3 vers 16 nie vir ons dat die hele skrif is deur God ingegee nie? Is dit nie belangrik om te sien dat God se woord die absolute finale autoriteit is nie? En daarom as u bely u behoort aan die Here, dan moet u ook kan getuig dat ek glo dat die woord van God en die inhoud daarvan die absolute waarheid is. As die Bybel sê dat die Here die brode vermeerder, dan glo ek dit omdat God deur sy gees hierdie waarheid intern in my hart oortuig en gee en in sy woord opgeteken het. As die Bybel vir ons sê dat die Here die wêreld in 6 letterlike dae geskaap het, dan glo ek dit omdat God se woord so sê. As die Bybel sê dat die Here 'n sondaar red en elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word, dan glo ek dit want God sê dit in sy woord. Ek vra jou vanmôre, glo jy God se woord soos dit daar staan met die oortuiging van jou siel? Dis 'n duidelike bewys dat jy aan die Here behoort. Ek onthou 'n gesprek wat ek baie jare terug met 'n man gehad het. Hy was 'n ouderling in 'n gemeente en eendag in 'n gesprek, toe kom hy na my en hy sê vir my, wie sê vir jou in elk geval, die Bybel is die waarheid? En ek het hom so in sy oë gekyk en vir hom sê, oom, as dit jou gesindheid is, wil ek vir jou sê, behoort jy heel moontlik nie aan die Here nie. U sien, as ouderling in die gemeente kom hy met 'n vraag wat 'n babietjie Christen nie eens behoort te vra nie. Baie keer is daar jong gelowiges wat twyfel en sukkel en baie keer deur leuns op 'n dwaalweg gelei wil word. Maar iemand wat aan die Here behoort, sal deur tyd daardie vaste sekerheid in die hart kry, dat die woord van God die absolute autoriteit is waardeur God met ons praat. Daarom as jy al jare die pad met die Here stap en jy wonder nog steeds, is die inhoud van God se woord die waarheid, wil ek vir jou sê, dis redelike rooi ligte wat opgaan, dat jy seker moet maak jy behoort werklik aan die Here Jesus. Want God se gees getuig dat die woord van God die waarheid is, soos God se woord dit vir ons gee. Ja, daar is sekere gedeeltes in die Bybel wat vir ons moeilik is om te verklaar, ons weet dit. Daar is sekere gedeeltes wat moeilik verstaanbaar is, ons weet dit, maar dit bring nie twyfel in ons harte dat dit geïnspireer is deur die Gees nie. Dis juis moeilik en ons vra die Here vir wysheid en wil ek u waarborg daar is sekere gedeeltes wat ons nooit ten volle sal verstaan en sal kan verklaar nie, want dit is 'n boek wat God ons gegee het en ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. Ons het nie God se verstand nie. Ons kan net vra, Here, deur u Gees leer my meer van u woord. Ek wil u vra, het u die toetse geslaag? Kan u met redelike sekerheid sê dat u sekere van hierdie dinge in u lewe sien, na vore kom? Kan u vanmôre getuig, ek weet al hierdie goed is nog nie perfek en volmaak in my lewe nie, en dit sal ook nooit wees nie, maar ek kan verseker getuig dat ek wandel in die lig, dat ek gehoorsaam is aan God se woord, dat daar 'n diep gewortelde haat vir sonde is, dat daar 'n liefde vir Jesus Christus en 'n wederkomsverwagting is, dat ek sien 'n afwaartse neiging in die doen van sonde. Ek het ander kinders van die Here opofferend lief. Ek ondervind gebedsverhoring in my lewe. Ek ervaar die oortuiging, teenwoordigheid en leiding van die Gees. Ek besit al hoe meer geestelike onderskeidingsvermoë en ek glo dat God se woord en die inhoud daarvan die absolute waarheid is. As u kan sê, maar ek sien duidelik en sigbare dinge in my lewe wat die woord van getuig in die boek 1 Johannes, dan kan ek vir u waarborg dat die Here vir u 'n werk gedoen het en dat u kan groei in u sekerheid en daardie sekerheid vaster kan word. Ag, ek lees net weer vir u 2 verse uit Halleluja Lied 261 wat gaan oor, is dit wel met my siel. Daar staan in vers 3, voorheen het die sondige diere gekwel en dikwels my vreugde verteer. Nou is alles vergeef en geheg aan sy kruis. O my siel, loof die Heer, loof die Heer. Die 4de vers sê, voortaan is dit Christus, ja, Christus alleen, selfs waar ek in droefheid moet kniel. Geen stryd is te swaar nie, in lewe en dood, bly my heiland die troos van my siel. Die laaste vers sê, ja Heer, dis op u koms dat ek wag. Die hoop sal my altyd besiel. Dan klink op die wolke die stem van die Heer, o hoe salig die uur vir my siel.
die koorgedeelte, dit is wel met my siel. Dit is wel, ja, dit is wel met my siel. Ek vertrou dat dit wel is met u siel. En as u nie sekerheid het nie, buig voor die Here. Roep hom genade. En die Here sal ook hoor as ons na hom vra met ons hele hart. Baie mooi en 'n geseënde dag vir u. Ons bid die Here se rykste seën vir u toe. Totsiens.